Goeienaand en welkom by Baardberaad. Ons het so 'n bietjie weggeloop en toe 'n grieperige dinge ons gevang verlede week, maar of ek sê nou ons, dis eintlik net ek, Johan was op die pos. So ons hoop julle kuier lekker saam vanaand en gesels gerus saam. Hoe meer julle saam gesels, hoe lekkerder gesels ons ook. Goeienaand Johan, ek was nou daar by die KwaZulu se Natal gewees en net so stukkie in die Vrystaat gewees, maar nou nie jou gedeelte van die Vrystaat nie. Dankie Alwyn, lekker om jou weer te sien en namens die Baardberaad kykers, daarom geluk sê met die verjaarsdag wat ook intussen plaasgevind het. Nou sien ek jy het vanaand 'n nuwe bril op. Jy lyk nou eintlik jonger as wat voor jy verjaar het. Maar ja, het is lekker om terug te wees en ek is bly jy het geniet daar in Natal. Nee, baie dankie Johan. Ja, kyk as jy nou my ouderdom raak, nee, dan weet jy nou naderhand nie of jy met die bril op of met die bril af beter sien nie. So dit raak 'n geneek, so dan moet 'n ouma so elke nou en dan moet jy nou nuwe oë kry dat jy darm nog so, jy weet, so iets wat kan sien. Maar ja nee, ons sien darm so 'n bietjie beter, dankie. Ja, nou kan jy die verkiesingsuitslae mooi duidelik sien wat gebeur het. Sien Tiaan se president het daarom vandag amptelik aanvaar. So ons is in vir die volgende termyn. Ek wou nou nogal juist gesê het, ek dink ou Tiaan sal redelik opgewonde wees oor sy president wat vir nog 'n termyn ingeburger is. So jy weet en dan dink ek Tiaan gaan 'n bietjie hartseer wees, maar ons gaan nou daarby kom. Kyk, die volgende ding wat ons nou moet regmaak is die ding. En as ek sy kop so kyk, lyk dit nie soos modder nie. Maar dit is nou vir die mense wat nou wonder wat se ding is dit. Dit is 'n GNU. Jy weet 'n GNU. Dis nou daai regering wat ons nou het, is 'n GNU regering blykbaar. So lyk my hier op Baardberaad gaan ons maar praat van 'n Willebees regering. Want dis mos wat daai ding in Afrikaans is. Ja, ek het die naam Doringbos regering ook genoem. Ons sal sien of dit realiseer. Of die ouens gaan haak aan mekaar. Maar ja, dis 'n interessante tyd in die geskiedenis van Suid-Afrika. Ek hoor hulle praat van tot 7 DA ministers wat ons dalk gaan sien. Ek weet nie wat is die impak of die invloed wat hulle regtig gaan hê nie. Maar kom ons kyk. Ja, interessante tye. Ja, Johan, maar so gepraat van, ek sien nou, jy weet, een ding wat Tiaan ook seker nou sy kussing nat huil van verlede week af. Ek sien die nuwe speaker in die parlement is nou Toko Didiza. Nou, sy was nou die minister van landbou gewees. Jy weet, so, dit is redelik duidelik dat ons 'n ander minister van landbou gaan kry. En toe ek nou so 'n stukkie jy weet, gaan soek oor ons agbare minister van landbou wat nou nie meer die minister van landbou is nie. Jy weet, en een van die ekskuus, ek moet nou my hard probeer om 'n reguit gesig te hou. Een van die gerespekteerde politieke kommentators in Suid-Afrika is natuurlik ou Piet Kopdoek. En nou Piet Kopdoek sê, dis 'n tragedie. Die landbou se verlies aan Didiza as minister grens in 'n tragedie. Vir soveel jare in die landbousektor gebuk gegaan onder ministers met wie hulle nie 'n goeie verhouding kon handhaaf nie. En dan vertel hy nou nie, ou Toko was blykbaar die persoon gewees. Johan, ek weet nie of ek dalk in die verkeerde land wakker geword het nie, maar dis nou nie heeltemal hoe ek vir Toko Didiza ervaar het nie. Wat is jou mening daaroor? Alwyn, kyk, daar kan seker erger gewees het. Jy weet, kom ons begin daar. Ons kon sekerlik erger gehad het, maar ek dink nie landbou het regtig gevoel dat hulle ondersteuning gekry het van die minister af in die volle sin van die woord nie.
uit die aard van die saak is daar mos nou maar verskillende groepe. Ek is seker Agri SA het goeie verhoudings gehad. Ek is seker dalk Mboweni hulle gevoel hulle word nie gehoor nie. Maar dit gaan interessant wees om te sien wie nou oorvat en of dit een van die DA-poste gaan wees. Miskien is Tannie Helen daarso of John Huys, wat is hy, John Huysteen, maar hoor, hy gaan dalk minister van regeringssake word of so iets. So is die gerugte wat loop. Jy het nou die huis voor die stene gesit. Steenhuis. O, ja. Maar in elk geval, so ons sal maar sien, miskien is dit een van die poste wat onderhandel is deur die DA. Ek hoop vir die boere dat daar iemand kom wat meer sinvol kan wees. En ek het vandag 'n artikel gelees wat sê, ek dink is vervaardiging en mynbou het baie teruggesak in terme van die BBP, wat ook al, en landbou en nog 'n paar ander is nou maar die groot draers van die ekonomie. So dalk is dit tyd vir 'n opbloei in die landbou, ek weet nie. Ons sal moet sien, die boere uit die aard van die saak het 'n hele paar uitdagings wat hulle in die gesig staar, onder andere hierdie back and claw en voëlgriep en infrastruktuur, die havens, die krag, die misdaad. Dit gaan nie goed met die boere oor die algemeen en veral die kleiner boere nie. So hopelik is daar iemand wat hulle kan vat. Ek sien nou so gepraat van dit, Johan, oor hierdie Willebees regering. Lyk my jy so opgewonde soos die meeste beleggers. Ek sien vandag het die rand vir die eerste keer in 'n wyle wat hy onder die R18 gedraai het, wat hy handel gedryf het, en lyk my op die JSE was daar ook redelike sterk lopies gewees. Vandag lyk my die ouens is nogal redelik opgewonde, en ek sien nou party ouens lyk my ly nou weer aan Ramaphosa, jy weet, in die begin, of almal het nou gesê hoe sleg die aanse president is, en nou dat hy blykbaar ander partye se mense ook gaan inbring, nou is almal weer opgewonde oor hom. Hoe sien jy daai dinge? Alwen dit was van die begin af, was daar hierdie, ek wil amper sê, verwagting in die ekonomie, dat indien die ANC die sogenaamde Doomsday koalisie sou vorm, sou ons ongelooflike onttrekking van beleggers gesien het. En as hulle met die DA gaan, is daar baie meer ouens wat bereid is om Suid-Afrika nog 'n kans te gee. Ek vermoed ons gaan redelik belegging sien inkom, en weer eens afhangende van watter poste die ministers van die DA kry of wat ook al, laat daar dalk 'n bietjie meer dienslewering gaan plaasvind op sekere aspekte, en dalk kontrakte wat uitkom by die regte plekke, om die ekonomie so 'n bietjie van 'n hulpstoot te gee. So ek verwag 'n witte brood veral in die ekonomie. Dit sal afhang van natuurlik wat hulle doen met hierdie gesondheidswetgewing. Ek dink die Bella wetgewing vir die skole. Daar's so 'n paar wetgewings en die grondhervorming. Dit sal afhang van wat hulle standpunt is oor dit, hoe hulle dit gaan benader. Maar as hulle ek wil amper sê geleide maak wat sinvol is, dink ek ons gaan heelwat beleggers sien wat bereid gaan wees om 'n kans te vat. Ek vra om verskoning vir hierdie hoenders, hulle bly drigtig vanaand. So ek glo ons gaan 'n witte brood sien. Hoe lank hy gaan hou, weet ek nie. Maar ek dink definitief 'n instroming van kapitaal kan dalk plaasvind, 'n rand wat versterk, dalk so 'n bietjie asem vir die middelklas. Ek weet nie. Ek weet nie of hulle belasting sal sny nie, want op die einde van die dag sit jy mos nou maar met 'n maatskaplike probleme in Suid-Afrika wat gefinansier moet word, en ek weet nie of die DA genoeg inspraak het om iets te doen aan die toelaag en daai klas van goed nie. Ja, voor ons nou verder gesels oor die politiek, Johan verduidelik nou juist vir ons daar, en ek dink dis hoekom ons hulle so lekker hoor saamgesels. So kom ons kyk hoe lyk die gaste daar in Johan se deel van die wêreld. En daar kan julle sommer so sien hier op die skerm, hoe groot het hierdie ouetjies al geword. Julle sal onthou, so rukkie terug, toe was hulle nou net sulke bolletjies donsies. So Johan se ateljee is nou heeltemal vol. Alwen, daai is 'n bitter ou videoetjie daai. As jy hierso kyk, ek weet nie, kan jy sien nie. Oh, Johan, so
So dit was oorverblindery, die wat jy vroeër die week aangestuur het. Ek het gedog dit is die nuutste ene. Nee, dit was 'n ou videoetjie. Dit het meer gegaan oor die lig as wat dit gegaan het oor die hoenders. Nee, hulle is eintlik groot. Hulle moet môre is die laaste groep op pad uit plaas toe. Hulle vlieg nou hier uit. So kyk, is nou een ding vir hulle om in die hok te bly in my ateljee, maar is iets anders om my opnames oor te neem. So môreoggend is hulle op pad uit plaas toe en dan moet hulle aan die gang kom. Ja, sê Johan, ons sal dan nou 'n bietjie verder oor die hoendertjies gesels. Ek sien nou jy praat nou oor hierdie nasionale gesondheidsversekering ding. En hierdie Willebees regering of Doringbos regering bestaan nou uit 5 partye blykbaar. Wat dan nou die DA, die ANC, die IFP, die Patriotic Alliance, wat is hulle? Het hulle Afrikaanse naam, ek weet nou nie. En dan daai Good. Maar verskoon my, ek dink uit daai is dit net 2 partye wat die ding steun en die ander lotte steun dit nie regtig nie, maar wat dink jy is die kans dat daai ding omgedraai kan word, want Ramaphosa het mos nou klaar die ding onderteken. Is daar nog omdraai kans? Of dink jy, soos ek maar my voorspelling was 'n ruk terug dat die ding maar in die hof is dood gaan sterf en nie noodwendig jy weet daar waar hulle die groenstoele vol sit nie. Alwen politiek is maar 'n smetterige bedryf op die beste van tye. So ek neem aan as hulle besluit het dat hy stille dood gaan sterf, gaan hulle nou nie omdraai en Ramaphosa onder die bus gooi nie, maar dit sal nie goed lyk nie. Hulle sal hom dalk maar, soos jy sê, iewerster in 'n hof of iewerster op 'n tegniese punt laat hang. En met ander woorde, hy gaan nie uitgevoer word nie of hy gaan nie oorgaan na wet toe nie. En dit gaan, ek wil amper sê die middelklas gelukkig hou en in dieselfde asem gaan hulle nou nie vir Ramaphosa voor sy mense verneder nie. Ek vermoed dit sal so 'n tipe van ooreenkoms wees. Waar albei dalk nou hulle sin kan kry, maar ons gaan moet sien hoeveel, ek wil amper sê onderhandelingsmag of krag die DA regtig gaan hê in hierdie Doringbos regering en hoeveel van dit is skyn. Op die einde van die dag, dit help ook nie jy's 'n minister, maar ek wil amper sê jy kry niks verander nie. Want jy mag nie, want dit is eintlik nie ooreengekom nie. So ek is nuuskierig om te sien hoe dit gaan uitgaan, maar as hulle beleggers wil trek uit die aard van die saak, gaan hulle hierdie goed moet laat doodbloei. Beleggers hou nie van sulke goed nie. Johan, maar ek sien nou in die week het blykbaar die Vryheidsfront huil nou krokodiltrane. Hulle sê die ek dink die aanhaling was dat die mense het nie volgens hulle waardes gestem nie en dis hoekom hulle nou 'n afname in stemme het. Maar nou kyk ek nou vandag beland so 'n videoetjie op my loopfoon oor die parlementsopening. Ek wil dit nie eens 'n gebed noem nie, want dit is nou nie, ek dink selfs om die gebabbelde gebed te noem is dalk al grens aan laster. Johan, so my regtige weet opregte vraag sonder om nou te probeer snaaks wees is jy weet as 'n ou dan nou regtig waardes het, sou jy dan enigstens aan die stemmery deelgeneem het, so het hulle ouers nou weggebly of dink jy die argument van hulle dra water? Kyk, voordat nou die VF+ kritiseer, wil ek daarom wel 'n ligpuntjie raak sien en dit klink my Orania se munisipaliteit het ek wil amper sê 'n waarde toevoeging gekry deur die onderhandelinge van die VF+ in die Noord-Kaap. En daaroor is ek baie opgewonde. Ek is nie seker wat is die besonderhede van die ooreenkoms nie. Ek weet net dit lyk asof Orania gaan baat by daai ooreenkoms en ek dink weet nou met die goeie
erkenning gee voor en dankbaar wees voor. Wanneer dit kom by waardes, dan moet mens dalk vir die VF+ die teenvraag vra en sê maar watter waardes het julle geadverteer voor die tyd? Want die volk se waardes was nie goed genoeg nie. Julle het 'n klomp ander waardes bygesit om jy weet ek wil amper sê die stemgroep te vergroot. En dit het gemaak dat die idee van 'n volkseie stem afgewater geraak het. Jy weet, en so die teenvraag kan ek wil amper sê aan die VF+ teruggevra word, presies watter waardes het julle voor gestaan? En dan kan die ouens wat gaan stem het gesê het, maar hoekom hulle nie of hoekom hulle daarvoor gestem het. Ek wil nie te veel betrokke raak albei nie. Ons het redelik baie al hieroor gepraat voor die tyd, oor die verskillende waardes, maar uit die aard van die saak het die VF+ baie teruggesak. Nou waar hy stemme DA toe is of landuit is of net nie opgedaag het nie, dit gaan ek en jy nou nie vir mekaar kan sê nie. Maar duidelik is dit wat die VF+ gebied het hierdie ronde, nie vir mense so goed soos die vorige kere nie, en gaan hulle moet hergroepeer en hulle self herposisioneer vir die rondes wat kom, as hulle wil relevant bly. Johan, ja nee, dit klink vir my soos 'n pot en ketel storie. Jy weet wat nou hier aangaan, dis nou maar my opinie van buite af van iemand wat nou nie mag kla nie. maar maar Johan, jy praat nou juist van stemme wat landuit is en nou eintlik gaan vanaand se program die vraag wat ons vra is bly of gly jy, en dit is nou na aanleiding van op een van die groepe het ons 'n bietjie 'n kort bespreking gehad, so dag of wat gelede, oor wat staan ons jeug te doen, en hier wil ons graag hê die mense moet saamgesels. Ek sien Andries, hy praat daar van die DA en die ANC, en die oom het toe nou nie 'n tannie gekry nie. Ek het nogal dopgehou want ek het nie geweet wie hulle nie. Ek dink as ek Andries is die oomparty se ondersteuner, as ek reg kan onthou. Maar wat ons toe nou oor gesels het is, jy weet, is daar 'n toekoms vir ons kinders in die land? Kan hulle jy weet, kan hulle 'n toekoms bou hierso, en daar was interessante opinies en 'n bietjie uiteenlopende opinies. Johan, wat sê jy? Dink jy daar's 'n plek, en as ek nou praat oor kinders, ons praat nou hoofsaaklik oor die jeug en jong mense, maar ek dink ou kan dit dalk 'n bietjie weier trek na jy weet, selfs kom ons noem dit nou maar groot mense. Jy weet, baie ouer mense wat ek ken wat al in 'n redelike gevorderde ouderdom van hulle lewe besluit om maar hulle brood oor die water te gaan verdien. Wat is jou opinie daaroor? Dink jy nou dat Ramaphosa weer president is en die rand het skielik versterk en Toko Didiza is nou speaker, gaan alles nou regkom? Alweer is 'n bitter moeilike vraag. Nou, soveel amper sê konteks wat jy moet gee om, ek wil amper sê, die verskillende groepe te identifiseer, want elke groep se motivering is anderster. Jy het spesifiek gepraat van die ouer mense wat hulle brood oor die water gaan verdien. Nou, goeie vriende van my sit oor see, op hierdie H2A visas in Amerika, en die rede hoekom hulle daar sit, is dinge het verkeerd gegaan in Suid-Afrika in 'n ekonomiese sin. Hy kon nie vir sy gesin sorg in Suid-Afrika nie. Nou gaan hy vir 9 maande oor en gaan verdien goeie geld, kom terug, en hy doen dit totdat hy finansiëel sterk genoeg is om weer hier aan te gaan. En ek dink dit is iets waarmee jy kan ook assosieer, daai idee van om vir 'n kort tyd weg te gaan en met 'n plan terug te kom. Ek dink dit is die eerste groep wat gaan en terugkom. Toe ons matriek was, daai jare, het 'n verskriklike groot groep mense Londen toe gegaan vir 2 jaar. Vir een of ander rede was Engeland die groot ding. Almal het vir 2 jaar Engeland toe gegaan en sekuriteitswerk gaan doen of in 'n kroeg gewerk en teruggekom in ponde. Johan, ekskuus om jou te onderbreek, maar ek dink ek sal graag 'n boer media kameraman wou gewees het, want om daar in Londen te loop met Vrystaatse Engels, dink ek dit sal nogal 'n interessante storie wees. Hoorie, so alweer daar's 'n hele paar verhale van ouens wat
op hierdie ondergrondse treine opmerkingies gemaak het oor die meisiekinders wat voor hulle staan en dan draai hulle om en dan antwoord hulle terug in Afrikaans. So op daai stadium moes jy versigtig gewees het wat jy in Afrikaans sê. Vandag is die lyk my is die groot tendens maar Amerika toe vir die op die plase, maar ons mense sit reg oor die wêreld, klomp mense is Australië toe en Nieu-Seeland toe. So kom ons sê die eerste motivering is om vir 'n tyd oor te gaan, om geld te maak om terug te kom om hier aan te gaan. Nou daarmee dink ek nie het enige iemand 'n probleem nie, dit is 'n avontuur, jy gaan sien die wêreld jy kom finansiëel sterker terug. Die tweede groep mense is die groep wat nie meer kans sien vir Suid-Afrika nie, wat die besluit neem om te emigreer. Met ander woorde, dis 'n persoon wat sy lyn getrek het en sy paspoort wil inruil, hy is nie meer lus vir die stories nie, soos jou dokters wat Kanada toe emigreer, jou professionele mense wat na 'n ander land toe, hy's klaar met Suid-Afrika, hy wil niks hiermee te doen hê nie, hy's weg. Nou, ons ken die verhaal van daai mense, hulle kom in 'n ander land aan, hulle kinders word deel van 'n ander kultuur, die kinders kan dalk nog so 'n bietjie Afrikaans praat wanneer hulle met ouma en oupa oor die Zoom kuier, maar die aksent is Australiaans of Kanadees of wat ook al. Dis mense wat daai kinders het geen assosiasie of kennis of verhouding met ons en ons kultuur nie. En dan is daar die groep wat ek wil amper sê jong mense wat nou iewers tussen daai twee groepe val. Hy gaan aanvanklik oor see en dan raak dit sy lewe en hy kom nie terug nie. Ek dink, dis breedweg 3 van die groepe. 'n Motivering grootendeels is die omstandighede in Suid-Afrika. So die professionele individu sien nie meer geleenthede hier nie, hulle sien nie bevordering nie, hulle as gevolg van wetgewing en dis meer word hulle gerem. So hy sien sy loopbaan oorkant. Die jong klomp het nie 'n loopbaan nie, maar hierso is nie werk wat naaste by die geld kan betaal wat 'n H2A visa hom kan gee. So hy gaan dalk aanvanklik oor met die idee om terug te kom en dan word dit later 'n lang storie en hy ontmoet iemand daai kant. Dis 'n moeilike ding albei. Ek wil nie vir mense voorsê nie. Dis vir my sleg om te dink iemand bly in Suid-Afrika agter wat die potensiaal het om 'n ongelooflike suksesvolle besigheidsman te wees byvoorbeeld of om goed te doen in 'n sekere rigting of veld. En as gevolg van hulle veldleer kry hulle nie kering nie of as gevolg van wetgewing kry hulle nie 'n geleentheid nie. Verwag ons daai persoon moet hier bly? Net omdat ons hier is? Ek weet nie, dis dalk kan die mense in die kommentare vir ons 'n bietjie hulle insette gee. Ja nee, ek wil nou juist vra Johan, die ouens moet nou saamgesels. Ek dink dit is 'n netelige onderwerp en ek dink dalk 'n bietjie anders daaroor as 10 jaar of 20 jaar terug. Het ek duidelik anders daaroor gedink as wat ek nou daaroor dink. Maar Tiaan het 'n interessante uitgangspunt en ek kan dit nogal verteer. Help my as ek dit nou verkeerd verwoord. Ek is nou nie so weltertale soos jy en Tiaan nie. Maar wat Tiaan basies sê, dis goed as jy vir 'n wyle oor see gaan en jy verdien ponde of dollars of wat jy ook al verdien en jy kom terug en jy investeer dit in 'n plek soos Orania en jy help die volk daar bou en jy help die volk opstaan. Ek dink dit kan nog 'n goeie ding wees. Ons verstaan dat ja, rand teenoor dollar, ons praat nou juis hierso toe ek vir 'n wyle ek kan nou nie sê oor die water nie, maar op in Afrika gewerk het, dink ek kan nou nie eens onthou nie, Johan, ek wil nou nie jok nie, maar ek dink die wisselkoers was iets soos R5 teenoor $1 gewees en nou trek hy daarom al baie weier. So jy weet, maar dit sal vir my goed wees as ons nie daai mense in 'n volk verloor nie. Jy weet, met my oogpunt probeer ek altyd kyk na 'n volksaak, 'n groter volk. Jy weet, en baie van ons kyk so dat ons is maar 'n rat in 'n groter prentjie. En ongelukkig is die tipe ouens wat soos ons redeneer, deesdae maar uil gesaai. Die meeste ouens
is die eie ek belangriker, en ek dink die ouens waar die eie ek belangriker voor is dalk iemand wat nie noodwendig gaan terugkom nie. Ja, jy weet Alwyn, ek dink die kernvraag of die belangrike deel van dit vir my is hoe maak ons die pad maklik en oop vir iemand wat wil terugkom, het sy deur net te belê of om fisies terug te kom. Onthou ons mense is oor see of skryf ons hulle af. Jy weet, op 'n stadium was dit 'n groot debat, as jy oor see gaan, as jy 'n verraaier en jy is dit en jy is sleg en ek hou nie van daai sentiment nie. Ek hou van die sentiment om te sê dis nog steeds ons volkse mense wat reg oor die wêreld sit en hulle moet weet waar is hulle huis. En dit is nou maklik om te vergelyk met iemand soos Israel, met Jode wat reg oor die wêreld besigheid doen en baie van hulle was nog nooit in hulle lewe in Israel nie, maar Israel word gesien as die huis. As ons mense daai ding in ons kop kan kry, dat maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, jy nog steeds behoort aan Orania se ondersteunersklub en jy het nog steeds $50, hoopelik nie R50 nie, terugstuur huis toe, dan dit wat agterbly en ontwikkel word al meer aantreklik. En dit kan op die ou einde van die dag weer ons jong mense teruglok. Dit kan geleenthede skep, dit kan deure oopmaak. En ek dink daai gesprek is waar die aandag moet wees. As 'n jong mens nou wil weggaan en gaan geld verdien, maar die van ons wat agterbly moet dit, ek wil amper sê, so gerieflik en aantreklik as moontlik maak dat mense weet hulle is welkom om terug te kom. Laat daar nie 'n antagonisme is teenoor die groep wat nou weggaan nie. En dat ons voel maar, okay, weet, ons bly nou agter, ons kry nou swaar en daarom mag julle nooit weer terugkom as ons iets moois gebou het nie. As ons kan daai mense in die hande kry. Ek sit vandag en dink, die laaste statistiek wat ek gehoor het was daar iets tussen 9 en 12,000 Suid-Afrikaners op H2A visas in Amerika. Ek dink dit was laas jaar se statistiek, dit kan dalk nou meer wees, ek praat onder korreksie. Maar kom ons werk op 10,000. 10,000 van hulle gee elkeen $1, wat nou 17 is. So R170,000 'n maand wat hulle kan investeer in iets by die huis deur $1 elk te gee. Maar hulle moet dit wil gee. Hulle moet deel voel van iets. En ek dink dis waar ons die bal laat val. Ek dink nie ons mense voel meer deel van iets nie. Dis nou juist die vraag wat ek vra, en ekskuus Johannes, ek nou soos ek het hier probeer tik terwyl jy gesels het, want ek weet baie van ons kykers is persone wat in die buiteland bly. Ek weet nou nie wat is hulle opinies nie, die ouens sê nou altyd van waar hulle gesels, en dit is jy weet, Australië en Kanada en Amerika en die hele wêreld vol, is daar tog mense wat na 'n boereprogram soos Baardberaad kyk. So ek sal graag van hulle wil hoor, jy weet, wat is hulle gevoel? En as hulle kan laat weet, is hulle permanent in die buiteland, of soos juist, of jy weet, gebruik hulle dit net as 'n tussentydse maatreël, beplan hulle om weer terug te kom. En dan, jy weet, die vraag is, as die ouens dan daar in die buiteland is, soos jy nou gesê het, is hy bereid om nog iets te gee terug Suid-Afrika toe om hierdie kant te help in wat ook al, soos jy sê, daai $50 of selfs 'n 10 of 'n $20, jy weet, maak 'n groot gat toe hierdie kant. So ek sien die mense is gesels nie lekker saam vanaand nie, maar is tog heelwat wat saam kyk. Hulle moet asseblief laat weet daar in die kommentaar. Dit sal goed wees om hulle opinies ook te kry. Jy weet, ouens wat dit leef daar. Ons gis nou hier aan ons kant en sê wat ons graag wil hê, maar Johan, een van die goed wat ek nou wou vra juis, en dink jy daai ouens, ek sien nou die ouens antwoord nou nie regtig hier nie, maar dink jy die mense wat in die buiteland is, het nog regtig 'n volksgevoel? Dink jy hulle sal bereid wees om te investeer of dan 'n bydrae te lewer, soos jy sê $50 'n maand in Orania of wat ook al? Of dink jy daai ouens wil nou maar, jy weet, hy het nou maar 'n slegte smaak in sy mond oor van Suid-Afrika
oor alles wat hom hier getref het, al die onheile en goede. So hy wil eerder 'n Kanadees wees of 'n Brit of 'n Amerikaner of wat ook al. Alwen is 'n moeilike een. Ek dink daar's verskillende tipe van posisies wat hulle kan inneem. Ek weet nie watter een hulle inneem nie, maar ek dink van hierdie ouens was erg ontnigter na 94 en het dalk gehoop die reënboog nasie werk en dit het nie gewerk nie en hy sal eerder oor see gaan en weggaan as om te erken hy was verkeerd. So hy hoort nêrens nie. Hy is nie gemaklik by die volksidee nie. Maar dit wat op die oomblik aan die gang is, werk ook nie vir hom nie. So 'n persoon gaan nie belangstel om in 'n volkseie organisasie iets te belê nie. Maar ek dink die groot deel is maar baie soos wat ons dit hier ervaar. In jou gemeenskap, jou plaaslike gemeenskap. Jy weet self hoe min mense regtig betrokke is. En ek dink as jy die statistiek gaan trek oor die klomp wat oor see is, gaan jy maar dalk dieselfde tendens kry. Daar is van hulle wat nog omgee, daar is van hulle wat op hoogte is. Ek het vriende in oor see wat presies weet wat hier aangaan en wat my bel en sê, weet, is julle reg, ons hoor dit of ons hoor dat, wat gaan aan. So daar is nog omgee mense daai kant. Maar ek dink 'n klomp van hulle is ook maar besig om te oorleef. Hulle is ook maar 8 tot 5 besig om te werk, hy het kinders op skool, hy het 'n klomp goed waarmee hy besig is, hy het nou daai land se politiek om in ag te neem en jy weet as dit lank genoeg aanhou dan vergeet jy van Suid-Afrika se probleme. Ek het nie idee wat die probleme in Australië of Nieu-Seeland regtig is nie. In breë trekke weet ons internasionaal is daar sekere tendense. Maar ek kan nie vir jou sê wat is Australië se boere se grootste uitdaging op die oomblik nie. So net so sal iemand in Australië dalk oor die loop van tyd nie meer weet wat is ons boere se grootste uitdaging nie. Ek neem aan dit gaan maar baie dieselfde wees. Ons kom terug. As ons dit kan regkry om die groter deel van ons volk weer opgewonde te maak oor hulle eie identiteit en kultuur en te besef, maar ons is een groot familie. Daai selfde momentum dink ek wel sal oor see spoel en sal meer mense se aandag trek om dalk weer te belê. Ja nee Johan, ek dink daai ouens in Australië, hulle sal maar as hulle terugkom hiernatoe moet biltong bedel want hulle verleer om te jag en te skiet want dis mos 'n probleem om 'n wapen te hê daar om daai klomp ouens. Ek het nou nooit gedink as jy nou vir Lekker Waanla beskag nie gesien het, jy weet hy is die neef van Crocodile Dundee daaroor kan. Of dan nou vir Crocodile Dundee gesien het dan jy weet sou jy nou nie gedink het die wat is dit nou 30 jaar of wat ook al dit in die pad af is dat die Aussies sulke klomp poefters geraak het nie. Maar ek sien nou Andries en ek dink hy's daar aan die buite land. Hy antwoord nou nie regtig die vraag nie, maar hy sê daar's 'n geselstoepassing oor see om met Suid-Afrikaners wat in die buiteland is mee te kuier. Andries, jy kan maar verduidelik hoe werk daardie ding, maar ek weet al Andries het al ruim bygedra hier by hierdie superchat ding jy weet hier by Boer Media so en ek wou nou sê dis dalk nou 'n bietjie 'n skewe peiling om te probeer doen hier op die Baardberaad program want ek dink die ouens wat Baardberaad kyk jy weet wat in die buiteland is beslis nie ouens wat skaam is vir hulle volk nie. Jy weet ek dink die ouens wat skaam is vir hulle volk sal beslis nou nie dat twee ouens met baarde luister die een ou wat se baard 'n bietjie gryser is die ander. Ja, ek was op 'n stadium op een so wil amper sê geselsgroep van South Africans in New Zealand. Dink ek was die groep se naam. Daar's weer eens dieselfde tendens van mense wat oorgaan. Daar's Suid-Afrikaners en ek meen ons het dieselfde gesprek gehad hierso. Watter identiteit is vir jou eerste? Die Suid-Afrikaanse identiteit of jou volksidentiteit? Net so is dit met die mense wat oorgaan. Daar's 'n klomp mense wat nog, ek wil amper sê die Suid-Afrikaanse identiteit as die primêre identiteit selfs oor see aanhang. So hulle wil met ander Suid-Afrikaners gesels. Maak nie saak wat se kultuurgroep of volk dit is nie. Dit gaan oor die idee van hulle kom van 'n geografiese gedeelde area. Dit is Suid-Afrika. En dan kry jy 'n groep daai kant wat ek wil amper sê meer behoefte vir 'n volks eie het. Maar jy kry sulke groepe ook. Ons weet daar's 'n hele paar geloftefeeste wat gehou word internasionaal.
Daar's 'n hele paar ouens wat al gesê het hulle het sulke braaigroepe een keer 'n maand of een keer in 'n sekere tyd, dan kom die manne bymekaar en dan sit ek wil amper sê volkseie en kultuur en nader aan wat ons ken. Nie uit 'n geografiese oogpunt nie, maar uit 'n kulturele oogpunt. So ek dink weer eens kry daai twee groepe oor see op man. Johan, nou weer van die punt af. Ekskuus, ek is nou vanaand soos 'n ou wat op vakansie was en nou baie goed hardloop nou hier my brein rond. Ek sien nou, ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die regering en ons kan nou weer terugkom na die ouens toe, as die ouens nou lekker saam gesels, so dan kom ons weer terug, so gesels hier saam in die kommentaar terwyl ek babbel en dan hanteer ons julle vrae. Johan, maar ek sien nou een van daai vars nuwe parlementslede is nou diep in die moeilikheid. Ronaldo Gous, hy's daar, ek dink van Doring Dani, daar van Dispatch se wêreld af. Ek weet nie of jy die betalje dopgehou het nie. Nee, ek weet wie is Ronaldo Gous. Ek het al van sy video's gesien. Hy het nogal so skerp sin vir humor. En ek weet op pad parlement toe het hy 'n foto opgesit van iemand bekend en nog iemand bekend en that guy from Dispatch, en as nou hy het nogals baie keer vir my 'n fyn skerp sin vir humor. Ek geniet dit nogals, maar waaroor is hy nou in die moeilikheid? Nou Johan, ek dink hy's 'n Buster Engelsman as ek hom so kyk, so luister. Maar hy het nou lank terug, voor ons nou nog baardberaad begin het hy nou al videoetjies gemaak, en ek dink is 'n ding wat iets soos 15 jaar terug is, toe's hy nog 'n snotneus laaitie, en toe hy nou 'n paar goed daar kwyt geraak, en nou is daar 'n petisie deur die meer die landsburgers wat nou meer tyd op die strand deurgebring het en meer gesondbrand het as ek en jy, om hom uit die parlement uit te skop, want hulle reken nou wat hy nou kwyt geraak het op die video is blykbaar nou verskriklik rassisties en alles wat daarmee saamgaan. En wat nou nogal vir my snaaks is dat weet dis nou dieselfde ouens wat nou as Malema en Zuma hulle liedjies sing, dan kan dit maar gaan. Maar blykbaar is hy nou baie in die moeilikheid oor 'n video wat hy 15 jaar terug gemaak het. Ja, ek het nou net die video gesien en dit sal interessant wees om te sien wat is die inhoud en ek wil amper sê die meriete van die saak. Moeilike een. Ek neem aan dis hoekom jy nie parlemente wil gaan nie, want as hulle al jou video's moet. Nee, ek wou nou net gesê het, Johan, met my op baardberaad en met jou wat jou assosieer met my, dink ek jy moet al jou toekomstige parlementsplanne laat vaar by voorbaat. Ja. Nee, dit is nou maar hierdie, wat noem hulle cancel culture, hierdie kultuur waar jy, as jy 15 jaar terug iets as 'n dom kind gedoen het wat bietjie verkeerd in verkeerde konteks, en dan word jy vir ewig daarvoor kwaadlik geneem word. Ek dink die ou het hom alself redelik bewys. Hy het al houe na al die kante toe uitgedeel en hy het al houe gevat ook. Maar oor die algemeen is hy vir my redelik ek kan nog nooit agterkom dat hy draand is of weet iets is wat die mense moet nou voel hy moet gekanselleer word nie, maar ja, is altyd iemand wat iets soek. Johan, ek dink is 'n bietjie 'n storm in die teekoppie. Ek is nou nie nog gekonfyt met hierdie Twitter ding nie. Maar ek sien een van die ouens het daar gevra, nee, die mense moet asseblief uitwys watter gedeelte van die video was nou Kwansys so rassisties, maar jy weet, hy het nou as 'n jong man te kere gegaan juis oor Malema wat destyds jy weet, Kiel de Boer gesing het, en toe het hy nou 'n bietjie sy mond uitgespoel, en ek dink as ek dit nou nie mis het nie, moet my nou nie hof toe vat as ek nou verkeerd aanhaal nie, ek het nou nie al die goede gekykie, maar dat hy gesê het, jy weet, as die mense een oggend wakker word in Afrika as van die aardbol daar weg, sal niemand nou regtig 'n oog knip daaroor nie. Jy weet, en dit is nou hoekom ons medelandsburgers vir hom kwaad is. Hulle dink blykbaar, jy weet, die aarde draai om Afrika of iets. So, jy weet, dit lyk my nie regtig dat die ou
enigiets verskriklik slegs gesê het nie. Dit is nogal snaaks hoe politiek in Suid-Afrika werk. Ja, wat my baie keer bekommer, is mense wat goed nie verstaan nie, verstaan nie die konteks waarin jy dit sê nie, en dan haal hulle iets anders daaruit en hulle, ek wil amper sê, hy is skuldig aan iets omdat hulle nie verstaan wat jy probeer sê het nie. Om vir die mense te probeer wys dat alles nie rondom Afrika gaan nie, en ek wil amper sê hierdie egosentriese die wêreld skuld ons iets en ons is alles gedagte eintlik maar beperk is tot ons, en dat daar 'n hele groot wye wêreld daar buite is wat hulle eie probleme het en besig is met hulle eie goed. Jy hoor wat ek sê, hoe vinnig kan so iets beskou word as 'n rassistiese idee, maar dit is nie, dit is eenvoudige realiteit. So ja, dit wys jou net hoe maklik iets uit konteks geruk kan word. En ek is nogal versigtig vir hierdie kunsmatige intelligensie, want dit kan net so vinnig 'n video maak van 'n ou of jy verander een woord in 'n ou se toespraak en skielik is dit iets heeltemal anders. Ja, ek gebruik maar nie daai ding nie. Ek is net te bang ek praat van kunsmatige inseminasie, jy weet, dis nou wat ek mee groot geword het van KI. Nou beteken dit blykbaar iets heeltemal anders. Maar ek sien nou hier op Bakkiesblad is JBM Hertzog, ja, met so 'n naam. JBM laat weet, is dit nou jou regte doopname of is dit nou 'n skuilnaam as ek so. Dit is ja, ek ken hom. Ek sien die foto is so klein, so ek dink is sy regte naam, maar dit lyk nie vir my soos ek ken jy hom. Ja, hy sê hy sê ek is in Amerika, as jy Johanna gaan jou nou kans gee. Ek is in Amerika en is meer boere as meeste in Suid-Afrika en sal altyd vir my volk wees. Maak nie saak waar in die wêreld jy is nie, jou hart is by jou geboorteland en sy mense. Ja, kyk, JBM is 'n eyster. Die Hertzogs het 'n lang pad gestap in die politiek. En JBM was, ek dink, matriek toe ek laerskool was, hier by se pa se besig een rond, was een van die ouens wat, weet jy het mos 'n bewondering vir hierdie matrieks, as jy 'n kind is, dis mos nou die groot manne. En deur die jare het JBM nog altyd kontak gehou en hy stuur baie keer vir my video's en inligting van daai kant af, waarmee hulle besig is en waarmee ons besig is. So nee, absoluut. Groot manne met die perde, windhonde, duwe. Nee, en dis wat ek vir jou gesê het vroeër. Ou soos JBM, hy is altyd 'n boer in sy hart, maak nie saak as hy daai kan sit nie. En dan sit hier so 'n ou wat dalk naby aan jou is, wat hier so sit, maar hy het geen sin vir sy volk nie. So dit is daai, ek wil amper sê, kontras waarmee ons moet werk. Ek sien Andries van der Walt sê, jou identiteit is jou identiteit. Jou plig as burger is jou plig as burger. Hy sê dis twee verskillende dinge. En ek dink hy vat dit raak. Weemeyer sê die ander sê mos jy kan dink wat jy wil, maar jy mag nie sê wat jy wil nie. En dan sê Christo Legrand sê, hy sê, jy weet, ek dink dis nou, hy praat nou so 'n boer nou praat, hy sê, oorsee is te links vir my, ek sal maar sukkel om aan te pas, sal maar my gat grawe en vas staan hier, en dan wil ek sommer vir Christo sê, ek sien hy die superchat ding gebruik, en julle is welkom, ons is dankbaar vir as julle die superchat ding gebruik, so Christo, sommer baie dankie daarvoor, en dis nogal 'n amper sentiment wat ek kan deel. Ja, nou op pad huis toe, net jy vanaand gesê, ons praat oor die bly of gly ding, dat ek my gedagtes laat gaan, want ek het vermoed, jy gaan my iewers te vra, gaan ek ook nou, het ek nou al besluit of ek ooit gaan, maar die kort nie lang antwoord is, ek het altyd gesê, ek sal die hekke toemaak agter. Ek dink jy ou moet sê nooit nie, want goed gebeur in jou lewe en jy weet, baie keer kom mens by 'n plek uit waar jy moeilike besluite moet neem. So ek sal nooit sê nooit nie, ironies genoeg, maar ek dink daar's 'n klomp van ons wat maar sal bly hierso om te sien hoe dit uitspeel. En wat gaan aanhou hoop en glo. En hopelik is daar vir ons die beloning in om iets te sien gebeur wat groter is as ons want ek is op die punt dat dit net 'n wonderwerk gaan wees as hier iets gebeur wat die ding na ons kant toe swaai of
Maar hou bly daai hoop koester om te sê ons hoop ons staan eendag onder ons eie vlag, tussen ons eie mense met ons eie lied. En alles wat daarmee saamgaan. En ek glo dan gaan dit ook makliker wees vir 'n klomp ouens om terug te kom. Ek sien hierso François Courte sê MK klink lus vir moeilikheid, dalk 'n goeie ding. Ek weet nou nie François, bedoel jy nou MK wat sukkel soek vir moeilikheid is 'n goeie ding, of bedoel jy nou is dalk 'n goeie ding om te gly? Ekskuus, ek verstaan nie lekker nie as jy net kan meer lig werp daar op jou stelling, want dit kan nou amper twee kante toe gaan daar. Wel, ek vermoed, en ek vat nou maar 'n kans, kyk, MK is baie stil die laaste paar dae, maar ons weet die Zulu nasionalistiese gevoel is baie sterk op die oomblik. Hulle soek Natal. En hulle het nie regtig saak met die res nie. Ek dink op die einde van die dag gaan hulle met alles wat hulle het probeer om Natal te beheer en te regeer, of dit nou binne in die raamwerk van die wet of die grondwet is, en of dit nou fisies op die grond is. En daardie was nog altyd 'n deur wat vir ons kon oopgegaan het. As die Zulus kan onafhanklikheid of groter selfbestuur kry in Natal, kan ons daai selfde wetgewing gebruik vir ons. Kan ons daai selfde deur gebruik om deur te glip as ons as volk reg en gereed is en ek wil amper sê die moeite wil doen. So die idee van federalisme word aangehelp deur hierdie Zulu nasionalisme. Dit klink nou vreemd, maar ja, dit kan help in daai opsig. Ek dink nie mense moet gly omdat die Zulus kwaad is nie. As jy in Natal bly, moet jy uit die aard van die saak bietjie wakkerder wees. Ons het gesien wat het gebeur daarso in Durban daai tyd. So dit is dalk iets wat homself kan herhaal op die langtermyn, ek weet nie. Ja, ek sien François, hy stem omtrent saam met wat jy gesê het. Hy het nou so 'n paar goed, maar sy laaste opmerking is dalk maak hy die deur oop vir die Kaap om dieselfde te doen. So jy weet jy weet sy sentiment is dieselfde. Dan sien ek nou hier nee, julle moenie sulke Engelse name hê nie. Gaan Vigilia Australis sê daar's 'n toekoms vir boere indien ons saam staan, vergewe, onthou, droom, glo en bou. Ons bly want daar is 4 vers van die stem. Ons volk het egter oorleef. Volke wat swaar kry is volke wat sterk bly. Ekskuus, ek moes nou so tussen die goed al die kommentare daar so saamvat van die persoon. Johan, ja, ekskuus, het jy 'n opmerking daaroor gehad? Nee, ek dink dit wat hy sê is reg. Ons het vandag ook 'n gesprek gehad oor weet wat die pad vorentoe en wat is die belangrike goed om te fokus, en ek sien nog steeds landbou het al die antwoorde. Wat my bekommer is dat die klein en middelslag boere uit die mark uitgaan as gevolg van ekonomiese druk. Dit was nog altyd die anker van ons volk, of dit nou na die Anglo-Boereoorlog was of dit na die depressie was. Solank as wat ons toegang gehad het tot grond, kon hulle ons nie omstamp nie. Ons het as jy grond het jy spasie en kos, en as jy spasie en kos het is jy halfpad daar. Dit is meer as wat die ander het. En dit voel vir my ons verloor daardie toegang tot daai potensiaal wat landbou het, deurdat dit ek wil amper sê mega boerderye word en dis maar een gesin en dis 'n klomp mense wat daar werk en dis weet kapitalistiese beginsels en dis goed en wel en alles, maar die klein boer gaan tot niet, die platteland gaan saam met hom tot niet en ons as volk gaan saam met dit alles tot niet. Die landbousektor het ons volk al deur swaar tye gevat en ja, as ons dit kan oopbreek en kan saamwerk en ek wil amper sê daar 'n model ontwikkel, dan glo ek is daar ook weer 'n paar antwoorde in. Ja, Johannes, ekskuus, ek lees so met die een oog, ek sien die mense begin 'n bietjie lekker saamgesels. Ek gaan nou by Eddie Carter Smith uitkom op Bakkiesblad. Ek is net nog hier op YouTube se goeie. Hy sê daai ou met daai wat ek nou dink is moeilike Engels, gaan wonder nie, hy sê dis Latyn, maar nou moet ek sê Latyn en
Engels is in 'n geval albei Grieks vir my. Maar hy sê dis Latyn en dit beteken suiderwag, so dankie. Nou weet ek ook, so kan ek met jou prentjie ook daarby uitkom. Maar ek het eintlik nou 'n ander kommentaar wat ek wou gelees het. Skiesie, so sê Gustaf sê ek het 3 neefies oor see, een in Skotland, een in die VSA, een in België. Hulle kry nie werk hier nie. Ek self doen omtrent 4 mense se werk weens BEE. Solank BEE bestaan is daar nie 'n toekoms nie. Johan, en hoekom ek nou daai kommentaar so gesoek het, ek dink dit is baie mense se redenasie, en nie net Gustaf se nie, en Gustaf se neef se nie. Meeste van die ouens gaan oor see as gevolg van werksgeleenthede. Jy weet, as jy in 'n tipe werk is wat jy nie noodwendig werk hier kan kry nie, ons weet jy verwys nou na die klomp ouens, en dis vir my snaaks, gaat werk hy daar met daai H2A visum daar in Amerika, en hy doen die handlanger se werk, en as hy hier by die huis kom, dan verbeel hy hom, nee, iemand anders moet daai werk doen. Dis nogal vir my ironies, maar jy weet, omdat die ouens verdien tog, jy weet, baie goeie geld daar, terwyl hulle op 'n minimumloon daar verdien. As hy die geld huis toe stuur, dan kry hy meer geld as wat meeste van die ander ouens hierso verdien. En dit is die groot ding, dit gaan nie oor die werk nie, dit gaan oor wat jy vergoed word. Hierso in Suid-Afrika is jy, ek kan amper sê, 'n tipe van 'n voorman of 'n plaasbestuurder, en dan verdien jy nog steeds minder as wat hy doen daai kant, terwyl hy besemstoot in vark steek. So, op die einde van die dag, weet ons mense, 'n groot deel van ons mense, kom ons sê so, is nie bang vir werk nie, en sal enige werk doen. Maar jy kan nie verwag om vir 'n jong man wat nog ambisie het en wat wil vorentoe gaan in die lewe, R5,000 'n maand te gee en te sê, jy weet, hy moet nou 'n besemstoot nie. Hy gaan altyd meer soek, want dit is in sy gene, om meer te hê, om beter te hê, om sy eie ding te doen, om te presteer. En jy presteer nie op R5,000 agter 'n besem nie. So enige iemand wat verwag ons mense moet dit doen, ken nie ons mense nie. Hy gaan dit nie doen nie. As jy vir hom R100,000 'n maand gee om besem te stoot, dan het hy 'n ander gedagte in sy kop. Hy gaan die besem stoot vir R100,000 'n maand, maar hy gaan die geld bymekaar maak, want hy gaan weer iewers sy eie ding doen, want hy wil presteer op sy eie, want dit is wie ons mense is. Daar is ongelukkig gevalle waar mense BEE blameer, terwyl dit dalk nie altyd die geval is nie. Ek dink ons het 'n groot deel van ons generasie het ek wil amper sê 'n salaristrekker syndroom, en ons is bietjie versigtig vir entrepreneurskap, en as die jeug daai entrepreneurskap, ek wil amper sê, beter kan ontwikkel as wat die ander generasies gedoen het, as hulle regtig besigheidsmanne word, dan dink ek is daar nog steeds geleenthede, maar dis min. En nie almal is besigheidsmanne nie, en nie almal gaan 'n geleentheid kan ontwikkel. En dit is hoekom, jy weet, die ouetjie wat nie gaan regkom nie, hy gaan dalk oor see goeie geld maak, en met die geld kan hy dalk 'n geleentheid kom koop hierso, wat hy nie sou ontwikkel het nie. So daar's maar verskeie maniere om daarna te kyk. Ek dink nie almal sal hier kan doen wat hulle moet doen nie, want jou toegang tot finansiering, ons kom terug na grond toe, om nou grond te koop is onbekostigbaar hier, die middelklas kan dit nie bekostig nie. Jou ouers is heel moontlik middelklas, en hulle is oorlaai deur skuld en belastings en wat ook al, so hulle kan jou nie meer universiteit toe stuur nie, want dis R1 miljoen wat daar lê tussen jou en 'n graad, en hulle het dit eenvoudig nie. So daar gaan nog 'n geleentheid. So afhangende van in watter posisie jy is geleenthede besig om op te droog. Ja, en dan is die ander sy van die saak in 'n geval met die honderde duisende rande wat 'n graad jou kos om dit te gaan doen, is die meeste van die grade, as jy hom nou klaar het, dan kan jy in 'n geval boggerol met die ding doen nie. Dit jou klomp geld gekos, en die universiteit het ryk geword en het jou 'n jong kommunis gemaak, en dis omtrent wat gebeur het, want jy kan met die papier nie veel anders doen nie. Ek sien nie Eddie Carter Smit sê hy ekskuus, ek is in die Verenigde Koninkryk en voel dieselfde as JBM
en preek die boere situasie tussen die farmers daarso. Ek neem aan hy's nou al 'n tydjie daarso as ek sien dit lyk maar sy Engel of sy Afrikaans begin nou soos my Engels raak. Kom ons kyk net. Hy sê en daar is jy so reg en dis hoekom ons presteer in die VK. Dis common knowledge hier hoe Suid-Afrikaners kan werk. So jy weet Johan en ou dit al baie plekke gehoor. Ek weet ons was ook toe ek in die Kongo gewerk het, was ook maar 'n paar boerseuns wat daar gewerk het. En weet die ouens het nie lui weggesteek nie. Jy weet die boerseuns is ouens wat as hy in 'n situasie is, kan hy werk. Jy weet, en die ouens werk en die ouens is nie skaam om te werk nie, soos jy sê, maar dit gaan oor daai vergoeding. As jy ou sien, jy weet hy kry erkenning en vergoeding vir dit wat hy doen, dan werk jy ons graag. Jy weet, en soos jy sê, ek dink is maar daai motiveringsfaktor. Alweer 'n deel van die gesprek wat ons nie moet ignoreer nie is hierdie hele gesprek wat ons nou het moet gelees word in 'n internasionale konteks ook, waar jy sit met ons is nou weer terug by KI, met kunsmatige inseminasie, met kunsmatige intelligensie wat 'n klomp werk gaan wegvat. Ons sit met mekanisasie wat plaasvind wat 'n klomp werke gaan wegvat. In die toekoms gaan 'n klomp werke wat tans bestaan nie meer bestaan nie. So nou gaan studeer jy vir iets en oor 10 jaar bestaan dit nie meer. Dit is nog 'n ander, ek wil amper sê dimensie aan hierdie hele gesprek oor hoekom ek dink as jong mense moet dit verskriklik moeilik wees om nou 'n keuse te maak oor wat jy gaan doen met jou lewe. Want kom ons sê in die ou dae was jy of as jy nou regtig gaan slim studeer het, was jy of 'n boekhouer of 'n prokureur of 'n dokter of 'n onderwyser. Daar was so 'n paar rigtings. Die wat jy gaan swaat het nie was dalk soos 'n polisie toe gegaan of jy weet daar was 'n kom ons noem dit net maar 'n handjievol basiese rigtings. Maar hierdie rekenaarprogramme en masjiene en goed, het 'n klomp van hierdie rigtings eintlik nou al so oorgeneem dat oor 10 jaar van nou af teen die spoed wat tegnologie nou aangaan, jy nie meer 'n boekhouer gaan nodig hê nie, want alles gaan mos nou digitaal wees en hulle gaan al jou goed self, hulle gaan self jou geld vat. Jy gaan dit nie meer vir SARS hoef te gee nie, hulle gaan dit self vat. Maar daar gaan 'n handjievol beroepe oorbly soos wat ons dit vandag ken. En nou as kind moet jy gaan en jy moet 'n graad gaan studeer wat weer eens honderde duisende rande kos, 3 jaar of 4 jaar van jou lewe gaan vat en jy het geen waarborg dat dit gaan plaasvind nie, terwyl 'n ouetjie wat 'n kursus doen oor die internet, maar 'n goeie portefeulje opbou en die regte netwerk het of die regte persoon ken, homself binne 6 maande in 'n fantastiese pos inwerk en groei saam met daai pos, hoe dit ook al lyk in die toekoms. So ek dink dit is baie moeilik vir die jong mense ook om daai sekerheid in hulle lewe te kry om te besluit wat hulle wil doen met alles wat so verander. Dit moet dit net ook in gedagte hou. Ja, Johan, party van ons het brandweermanne geword en nou die munisipaliteit nie eens meer rooi lorries nie, wys jy hoe dinge verander. Maar ek sien nou ou Boorgatspook ook 'n bekende hier by ons op die program. Hy sê ek sit nou in Duitsland nou al reeds 22 jaar hier, maar ek wil terug. Die Duitsers is nie my volk nie. Hulle is verlore en goddeloos. Die tyd sal kom. Nogal 'n interessante uitkyk, jy weet, vir 'n ou wat nou tussen 'n ander volk lewe. Ou sal nou nogal dink dat die Duitsers darm redelik naby aan ons is, siende dat 'n groot deel van ons volk, jy weet, dit was tog een van ons die oorspronklike stamlande gewees. Ja, Alwin, maar Europa se groot uitdaging in terme van die geestelike kant, weet ons is ons bewus van. Hulle het baie weggestaan van die geestelike kant af en vrye mark en kapitalisme en westerse wat ook al en jy weet vooruitgang en tegnologie en al die klas van goed en hulle het hulle God vergeet. Ons weet dit. En op die einde van die dag, ek is nie bekommerd dat die regte boer gaan wegraak in die wêreld nie. Want sy hart is reg. En daar waar hy gaan, daar so ploeg hy om en plant hy en maak hy lig.
Dit is wie hy is. Dan weet jy het met 'n boer te doen. Of hy nou in Duitsland sit en of hy in Engeland sit of in Amerika sit, jy sien hom. Jy weet van hom. Want hy is anderste. En dis hoekom ek hier so verskriklik geplaas oor weet waar in die wêreld hulle sit en wat se paspoort hulle dra nie. Miskien is dit verkeerd om so te dink. Miskien is ek laks as ek so dink, maar ek glo dit is soos wat dit moet wees. En dalk is hierdie 'n manier om saadjies te plant reg oor die wêreld wat eendag iets groters moet teweegbring. Ek weet nie, ek hoop maar so. Maar ek dink elke ou is waar hy moet wees. En as dit op sy hart gelê het om te moet gaan, dan moet hy dalk gaan. Dan is daar dalk iets wat hy moet gaan doen daai kant. En hopelik sal hy iewers weer terugkom. Ja, Johan, ek dink 'n klomp van die stamvaders het toe hulle weggevlug het uit Europa uit en van Duitsland af is hulle meeste en van Frankryk af meeste so via Nederland hier by ons geëindig en ek dink toe hulle hier in donker Afrika aangekom het hulle ook dalk al gevra hoekom moet hy nou in Afrika wees. En vandag hulle sal nou nie so ver kon sien nie, maar vandag is daar 'n volk jy weet in Afrika ten danke aan die offers wat hulle gebring het. En soos jy sê, as daai ouens daar waar hulle heen gaan net 'n lig vir die wêreld kan wees. En ek dink dit hier so baie propaganda gewees oor sy, jy weet, kom ons noem dit nou maar oor ons klomp boere hierso. Jy weet, ons boere was mos nou maar uitgemaak as die muishonde in die land met apartheid en alles wat daarmee saamgaan, alles wat sleg is ons toegesnou. En nou kan daai ouens die lig wat hulle daar vir ander mense kan wees, kan die wêreld sien dat die media en die inligting wat hulle gevoer is, het die ouens maar die waarheid snaaks gepraat. Ja, en ek dink baie van daai ouens ervaar nou wat ons al baie jare ervaar het is as die media teen jou draai. Jy weet in Europa en in Amerika sien ons hierdie absurdhede wat aan die gang is en hoe die waarheid verdraai word en so ek dink hulle kry dalk 'n eerstehandse ervaring van wat ons al 'n rukkie lank ervaar. Maar ja, ek sit nou en dink die teenargument is seker nou dat die Nederlanders wag nog steeds vir ons van 'n Merwes om terug te kom en ons het nooit teruggekom nie. So ek moet seker daarom ook nie wag vir die Venters om weer terug te kom. Ek weet nie. Johan, kom ons sluit, ons moet hom so 'n bietjie lag, maar voor ons nou lag, dan kyk hier's nou 'n goeie punt om jou af te sluit, of 'n positiewe punt. Boergat Spook sê, my kinders, alles hulle half Duits, is boer deur en deur. Hulle is my hoop vir die toekoms van ons volk. Is dit nou nie 'n mooi positiewe boodskap vir iemand wat nou al 22 jaar in die buiteland is nie? Ou sal nou dink dat die kinders Duitsers is. En ons in Suid-Afrika moet dit maklik maak vir sy kinders om te kom kuier en om huis toe te kom en te kom ervaar waarvan hulle pa praat. Daai ding wat in hom is, hulle kan dit dalk nog nie verstaan nie, maar die oomblik as hulle hier aankom tussen ons, dan moet dit vir hulle sin maak. Dan moet hulle verstaan hoekom hulle pa sy lewe lank so gevoel het. En dit is ons werk in Suid-Afrika en met die organisasie wat ons het en die vryheidsstrewe wat ons het, om dit moontlik te maak. So ons plig teenoor hulle is net so belangrik as wat hulle plig is teenoor ons. Ja, mag Oranje daai hele Noord-Kaap se korridor word. Mag dit so wees. Maar Johan, ons het nou begin 'n bietjie politiek praat hier op die program en ek sien baie mense het nou so gepraat van nee, Ian Cameron moet nou minister van 'n polisie word, nadat daai minister vir hom ons nou gesê het hy moet shut up. Ek dink nou nie die regering sal nou noodwendig daai ministerspos weggee vir iemand anders nie, maar as mense nou wonder hoe werk hierdie Doringbos regering, dan ek sien die markte reageer positief, kom ons hoop dit bly so, maar ek dink daai regering gaan min of meer so werk.
Johan, ek dink dis omtrent hoe daai regering gaan aanwerk. Jy weet, ons gaan naderhand nie weet wie is nou eintlik in beheer van wat en hoekom en waarom en jy weet, dit is wat hierdie koalisie regerings in hierdie metros hier in die noorde gedoen het. So ek kom ons hoop nou maar dat die land se politiek 'n bietjie beter gaan as wat dit hier in die metros gegaan het die laaste 5 of wat jaar. Alwen ja, nee, wat ek sien deur mekaar spel wat kom. Nou is ja sulke video's op die sosiale media van sulke bokkies. As hulle skrik dan skop hulle bene so styf en val hulle om. Ek weet nie jy het al gesien nie. Ja. Ons kon net so een of twee sulke bokkies ook gehad tussen wat nou nog soos hy daar afspring nog so styf skrik ook. Dan het jy nou regtig die nuwe, ek wil amper sê samestelling. Ja, dit gaan interessante tye wees. Ek dink ons gaan nog 'n paar lekker programme hê hier op Baardbraad. Ja, ek dink daai ding wat so styf skrik en omval en net wegraak, dat niemand van hom weet nie. Ek dink dis die Ramaphosa bok, want die vent as dinge begin sleg gaan, dan soek almal hom en niemand weet waar hy nie, en as hy nou kan weer 'n bietjie in die kollig is, dan sy weer daai, en dan spring hy, sodra hy wakker word, dan spring hy weer na die bokant van die emmer toe. So ons moet hierdie dophou, of hierdie intens moet dophou. Alwen man, nou kyk, ons volk moes nou maar liever 'n stukkie humor, en as ek nou dalk vandag se storie nou kon gereël het, dan sal ek dan ook nou 'n wragtige R50 onder elke stoel ook indruk, soos wat Palla se bank lyk dit net vir die grap. Ja, nee, maar Johan, jy moet daarom 'n tender of 3 gewen het, of jy weet, om daai R50 te kan kry daar, maar dan is dit totaal chaos, jy weet, as die eerste ou sy R50 gekry het, nê, dan begin hy al die ander stoele ook sommer vir hom vat, jy weet, so dan is daar chaos. Ja, nee, kyk. Maar Johan, baie dankie vir die saamkuier. Ons het so 2 weke nou nie op die lug gewees nie, maar hopelik is ons nou nie so sleg vir die res van die winter nie. Alwen dankie, is lekker om jou terug te hê, en ek wil vanaand spesiaal dankie sê vir die ouens wat van oor die water af kyk. Ek weet daar's baie mense wat kritiek het teenoor julle, en wat ek wil amper sê snedige aanmerkings maak en wat sommer vieslik is. Maar daar's baie van ons wat julle verlang en wat weet julle huis is hierso, en wat weet dit is ook nie maklik aan die ander kant nie. En dankie vir die saamkuier. Dis lekker om van julle te hoor, en dis lekker om te weet julle is daarso en julle gaan aan. Dat julle nie geassimileer het nie, dat julle nie verander het in die land se mense en die kultuur waar julle is nie. Dit was vanaand vir my lekker om te hoor. Ja, nee, ek moet nou sê, Johan, as ek so kyk na veral die Baardberaad-kykers, dan wonder ek nie waar hulle loyaliteit lê nie. As ek hier om my kyk in die stad, dan dink ek baie mense wat in Suid-Afrika agtergebly het, is beslis baie minder boere as die ouens of baie wat oor die water is. So ou kan ook nie heeltemal almal met dieselfde kwas ver nie. Ja, absoluut. Maar ja, dit was lekker geweest, Alwyn, en ons gesels weer. Op daardie noot is dit van my kant af soos ouer gewoonte, alles van die beeste en groente op die plaas.